Wat 'n heerlike voorreg om vandag weer saam met jou in die teenwoordigheid van die drie-enige God stil te word. Hier op die 14de Desember van 2025. En ons tema vandag is meer en beter as als. Filippense 3 vers 7 en 8. Maar wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. Ja, nog meer. Ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus, my Here te ken, oortref alles in waarde. Verlede week sal jy onthou het ons stil gestaan by die Waarheidsberg. En ons het vir mekaar gesê, elkeen van ons word gebore iewers aan die voet van hierdie Waarheidsberg. En ons het nie keuse gehad oor waar daar die plek is en watter ouers ons gaan hê en 'n klomp ander dinge nie. Dit is uit vrye genade deur God aan jou en my gegee. Maar juis hierdie plek waar ek groot geword het tot 'n baie groot mate bepaal wie ek is en wat ek glo. So ek het binne 'n gesin groot geword, 'n gesin wat deel is van 'n groter familie, 'n familie wat deel is van 'n groter volk, en die families in die volk word bymekaar gehou deur hulle kultuur. Die kultuur is die gom wat die families bymekaar en aan mekaar binne die volk hou. Dinge soos byvoorbeeld, watter God aanbid ek? Watter taal praat ek? Watter musiek maak ek en luister ek? Watter kos eet ek? Nou toe het ons vir mekaar gesê, Jesus se uitnodiging is om hom te volg. Hy wat van homself sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. Toe het ons vir mekaar gesê, hierdie volgelingskap is om die dinge wat jou vasmaak, agter te sit. Dan saam met Jesus op pad te gaan, teen hierdie berg te begin uitklim, op pad na ons Vaderhuis toe. Maar weet jy, ek het al baie keer gewonder, hoekom is daar so min waarheidsoekers? Daar's baie Christene, daar's baie mense wat in God glo en dan hulle God, soos wat hulle groot gemaak is, hy moet wees en alles, maar daar's bitter min waarheidsoekers. En ek het vir myself die vraag afgevra, hoekom is daar so min waarheidsoekers? Hoe meer ek begin dink het oor hierdie waarheidsoek ding, om te doen wat Jesus sê ons moet doen, onsself verloon, dit wil sê hierdie goed wat agter is, die boeke van agter toemaak, ons moet ons kruis opneem, dit gaan nie maklik wees nie, dan moet ons hom volg. Nou as daar nou een man was, wat geglo het soos wat hy geglo het en geglo het, dat wat hy geglo het 100% reg was, dan was dit Saulus. Nou Saulus was nie sommer net 'n hier jy nie, hy was, soos die kinders sê, 'n manier, 'n beer, 'n eyster, 'n ou wat geweet het wat hy wil hê in die lewe, 'n ou wat geveg het vir wat hy geglo het is reg, en 'n man wat met 'n passie gelewe het. As jy ooit vir Saulus sou gevra, Saulus, twyfel jy aan dit wat jy glo? Dink jy daar's dalk net 'n kans dat dit wat jy glo nie reg is nie? Dan sou Saulus vir jou gesê het, nee manier nie. Want Saulus het groot geword op 'n sekere plek, sekere gesin, sekere familie, sekere volk, en dit alles het bevestig wat hy glo. Dit het sy geloofsisteem geword. Nou die geloofsisteem bestaan uit 'n klomp dinge wat ek op 'n klomp plekke by 'n klomp mense hoor. Ons gaan net nou daarna kyk. Jy sien, Paulus was 'n eyster. Hy was 'n haan, maar hy het op 'n mishoop gestaan. Hy gebruik 'n woord hier om al hierdie dinge te beskryf waarmee hy besig was en wat punte tel vir mense. En hy beskryf dit as poef, honnepoef. Hy sê, dit is soveel waarde soos wat dit het. Maar kom ons kyk nou, hoe het Saulus 'n Paulus geword? Hoe het Saulus gekom op 'n punt dat hy met alles in hom gedoen het wat hy geglo het wat reg was, maar wat toe eintlik heeltemal verkeerd was?
Nou in die gemeente van Filippense was daar 'n paar manne wat so 'n bietjie moeilikheid gemaak het. Hulle wou 'n klomp dinge versoen. Hulle wou die ou manier van dink, die tradisionele manier van doen, 'n klomp gebruike soos die besnydenis en alles, wou hulle versoen het met hulle geloof in Jesus. En hulle het vir mense gesê, jy kan nie 'n Christen wees as jy nie besny is nie. En hierdie ouens het in die proses ook probeer om Paulus so bietjie verdag te maak. Hulle het sy naam so hier en daar probeer kabouter maak. En dan ewe skielik kom Paulus en hy sê vir hulle, hoorie, so kyk net so bietjie, stop so bietjie. As julle na daai manne wil luister, kom ek gee vir julle my CV. Kom ek wys vir julle, waar kom ek vandaan? Wat het ek om op te roem? En dan gee hy vir ons al hierdie dinge wat vir die wêreld en vir Saulus belangrik was. Kom ons kyk gou, hoe het hierdie dinge in sy kop gaan vassteek en sy geloofsstelsel geword. Die eerste ding, soos wat jy nou kan sien hier, is Saulus het in 'n sekere ouerhuis groot geword. En soos wat ons vir mekaar mos 'n vorige keer gesê, speel die ouerhuis, mamma en pappa, 'n baie groot rol in wie en wat ek is vandag en hoe ek glo. Eerste ding is natuurlik 'n genetiese ding. Daai goed wat ons gesê het waaroor ek en jy nie beheer gehad het nie. Ons velkleur, ons kleur van oë, hoe ons lyk, breinkapasiteit ensovoorts ensovoorts. Dinge wat ons gekry het, soos wat ons gesê het, uit genade. Maar in hierdie vertel van Saulus van waar hy vandaan kom, noem hy 'n paar interessante dinge. Hy sê heel eerste, 'n egte Hebreër. Dit wil sê pa en ma was gesoute bloed Hebreërs. Maar hulle was nie net Hebreërs nie, hulle het ook gekom uit die stam van Benjamin. So Saulus sê vir hierdie man, hey, kyk net na waar ek vandaan kom. Maar soos wat ons net nou gesê het, elke gesin is binne 'n familiekonteks en binne 'n kultuur. So, Saulus het ook groot geword en hy sê vir hierdie man, hey, kyk nou net 'n bietjie hier, ek is ook besny, op die 8ste dag is ek besny, ek is deur al hierdie dinge. Ek het al die boksies getik. So hierdie dinge wat so stralies op die prentjie lyk, is eintlik die geloofsstelsel, dit wat ons glo. Maar op die einde van die dag kan daardie geloofsstelsel dodelik wees as ons nie seker is dat dit God se waarheid is nie. Nog 'n plek waar Paulus se geloofsstelsel ontwikkel is binne die godsdiens van die volk waarbinne hy groot geword het. Hy praat daarvan, hy sê, in wetsonderhouding van die wet van Moses, onberisplik. Van kleintyd af het Saul groot geword met die 5 boeke van Moses. Dis by hom ingeprent. Hy kon dit uit sy kop uit omtrent opsê. En dit het ook gemaak dat Saulus geglo het, soos wat hy geglo het. Dan natuurlik, soos wat dit enige jong joetjie betaam het, hy seer sekerlik van die beste onderrig na alle kante toe gekry. Soos jy kan agterkom, Saulus was nie 'n hierjie nie. Hy was 'n eyster. En eysters slyp eyster. Hy het met die regte mense ook geassosieer. Hy was 'n fariseer gewees. Die fariseërs van die dag was mense wat nogals redelik oopkop was. Hulle was nie so nougeset soos die Sadduseërs nie. Hulle het byvoorbeeld geglo al in 'n lewe na die dood. Maar hulle was aan die een kant oopkop, maar aan die ander kant verskriklik streng in die toepassing van die wet van Moses. So jy kan begin sien wie was hierdie Saulus man. Hy was iemand wat geweet het wat hy wou gehad het. Hy het van kleintyd af geleer hoe werk dinge en hy het geglo soos wat hy glo is die enigste en die regte manier van glo. Maar Saulus was ook maar net mens. Ongeag van al hierdie dinge waarop hy kon roem, het Saulus met 'n doring in die vlees gelewe. En nou ons weet nie wat was Saulus se doring in die vlees nie.
Party mense sê dit kan dalk 'n gebrek wees, ander mense bespiegel na wye kante toe oor wat dit kon wees, maar niemand weet eintlik. Maar Saulus sê, ongeag van hierdie doring in die vlees, het hy 'n paar dinge geleer. So Saulus was 'n vasbyter. So hy het ook sy roei en stoei met die lewe gewen. Hy was 'n vasbyter gewees. So al hierdie dinge wat Saulus op al die plekke geleer het gemaak dat hy sekere dinge geglo het. En hy het geglo, soos wat ek glo, is die regte manier van glo. En dit het sy hele lewensuitkyk bepaal. Dit het byvoorbeeld bepaal hoe hy gedink het oor God, hoe hy God gesien het, hoe hy ander mense gesien het, hoe hy oor hulle gedink het, hoe hy homself gesien het, hoe hy God se werklikheid, geskape werklikheid gesien het, alles rondom hom. So dit het die bril geword, waardeur Saulus na die wêreld toe gekyk het. Nou soos wat ek jou gesê het, as jy op hierdie stadium vir Saulus sou gevra het, dink jy glo reg, dan sou hy vir jou gesê het, verseker. Dit is bewys deur al hierdie dinge, daaroor ek kan nie verkeerd wees nie. Maar toe gebeur daar 'n paar dinge, so 2 dinge, wat begin het om Saulus se kop so bietjie te smokkel, wat sy dink oor dinge bietjie geskit het. Die eerste ding was hierdie man, Jesus, wat op die toneel verskyn het. Want Jesus het nie ingepas binne hierdie tradisie van die Jode nie. Hy het 'n klomp dinge kom sê en doen, wat 'n klomp moeilikheid kom maak het. En Saulus moes op daardie stadium, toe Jesus gekruisig is, moes hy al groot genoeg gewees het, hy het dit 10-1 gesien gebeur, hy het toe al in die regte kringe beweeg, hy het die stories gehoor, hy het gehoor wat gaan gebeur, wat het gebeur, hy het ook gehoor, nadat Jesus gesterf het. Hier loop nou 'n nuwe storie, hierdie Jesus het opgestaan, en ek is seker, Saulus het gevoel, maar Jesus gaan ons dan nooit ontslaa raak van hierdie Jesus nie. En 'n klomp mense bevestig dit, want Jesus verskyn aan hulle, en toe vaar Jesus op. En toe dink hulle, nou is alles verby. Maar toe kom die moeilikheid, as ek 'n groot branders hulle kant toe. Want 'n klomp mense het toe begin verstaan wie Jesus regtig is. En hulle begin dit vertel. Ewe skielik begin sy volgelinge, sy disippels, hier die boodskap versprei van Jesus wat opgestaan het, en een van die groot hande was Stefanus. En die Sanhedrin, die manne wat nou besluit het oor Jesus se dood en alles, roep hom ook in, en Stefanus begin vir hulle vertel van wat hy glo in hierdie opgestane Jesus, en wat 'n verskil Jesus in sy lewe en ander mense se lewens gemaak. En soos wat Stefanus aangegaan het hierdie ouens net al hoe kwaader geword. En naderhand het hulle hom uitgesleep, en hulle het begin om hom te stenig. En dan lees ons daar in Handelinge 8. Hulle het hulle klere, die manne wat vir Stefanus gestenig het, hulle het hulle klere neergesit by die voete van 'n jong man met die naam Saulus. So Saulus het dit gesien. So wat sien hy? Hy het dit al 'n paar keer gesien hoe mense gestenig word, maar hierdie Stefanus is anders. Terwyl die ander manne skree van pyn en vloek en te kere gaan, het hierdie Stefanus opgekyk en hy het iets gesien en hy het begin om die Here te loof. Terwyl die klippe teen sy lyf vasslaan en met 'n loflied op sy lippe, het Stefanus gesterf. En weer is Saulus se menswees geskit. Hoe werk dit? En ewe skielik gaan die rooi ligte in Saulus se lewe aan. En hy besluit, nee, hierdie ding moet hy nou vir eens en vir altyd uitroei. Hierdie Christendom, hierdie mense wat sê hulle is Jesus volgelinge. Hy kry dan ook die nodige dokumentasie van die Joodse Raad en van almal wat nodig is om uit te gaan, die Christene te gaan vang, terug te bring Jerusalem toe, sodat hulle tereggestel kon word. Handelinge 9 begin met 'n beskrywing van Saulus. Daar staan, hy het soos 'n besetene te kere gegaan om hierdie mense te vervolg en te gaan haal. Dit was by hom hierdie passie. Ek gaan hulle wys.
En so vertrek hy op pad Damaskus toe en op sy pad Damaskus toe oorval hierdie geweldige skerp lig hom, hy val op die grond en hierdie stem sê ewe skielik vir hom, Saulus, Saulus, waarom vervolg jy my? En hy weet nie wie dit wat met hom praat, hy sê, wie is u, Here? En die stem sê, dit is ek, Jesus, wat jy vervolg. En daar gryp die Gees van God vir 'n Saulus en hy maak hom 'n Paulus. Maar Paulus word blind, donker in die kokon, in die papiefase, en hy word blind en hy word weggevoer en gevat na die profeet Ananias, die bid vir hom, en Saulus wat toe nou Paulus geword het, verdwyn van die toneel af. Sommige mense sê tot vir 3 jaar. So wat ek met dit alles vir jou sê, as 'n Paulus gedink het hy was reg, en toe moes ontdek dat hy eintlik verkeerd was in dit wat hy geglo het, is dit nodig vir jou en vir my om vir onsself af te vra, maar is ek reg? Jy sien, dit alles kom neer op een ding. Paulus gaan aan en hy sê, vir my gaan dit oor een ding, en dit is om Jesus te leer ken vir wie hy is, om hom as die waarheid te leer ken, en om te ontdek wat is sy waarheid vir my lewe. En dit is presies wat hier gebeur het. Jy kan sien op die Damaskuspad het die Gees gekom. En die Gees het begin om al hierdie programmering af te breek. Nuwe perspektief vir Paulus te gee op al hierdie dinge hier agter hom. En soos wat hy die pad saam met Jesus gestap het die Gees van God al hoe meer sy gedagtes verlig. Daarom sê hy in Romeine 12, julle gedagtes, julle manier van dink, julle vashou aan sekere goed hier agter, dit moet verander. Nou volgende week gaan ek en jy so bietjie die ding nader aan onsself trek. Gaan ons kyk binne hierdie konteks 'n klomp dinge wat Paulus gemaak glo het soos wat hy geglo het, wat 'n rol gespeel het in die vorming van sy geloofsisteem. Hoe lyk joune en myne? En is dit joune en myne, of is dit soos ander mense ons geleer het? Dit wil sê, hulle geloofsisteme, wat hulle vir ons geleer het, en wat ons gevat het vir die waarheid, maar nooit getoets het aan die waarheid nie. Kom ek en jy gesels volgende week daaroor. Tot dan toe wil ek jy gaan dink so bietjie oor vandag se deel, en vra jouself af, tot hoe 'n mate glo ek wat ek glo, en dan tot hoe 'n mate is ek oop, sodat die Gees van God my kan inlei op hierdie waarheidspad in die voetspore van Jesus, teen die waarheidsberg op kan vat, op pad na ons Vaderhuis. Alles net genade. Ek is skaars minder as 'n hemelwese. Waartoe? Ek wil misbruikte vryheid van eie keuse. Waartoe? Ek kan self met gierige hande van 'n kind gevat myne gemaak wat ek kon vind. Waartoe? Ek is die ek is, met eie koninkryk en selfgemaakte kroon, status, mag en heerlikheid, mishoop troon. Waartoe? Ek was, my siel, my sin verloor, daarmee saam, hoop se laaste spoor. Waartoe? Wie is ek? Nakend, halwe hart,
holkol mens, uit stof tot stof. Vergeet, niks was myne, alles syne, alles net genade.